In 'n nuwe boek met die titel Apartheid's Granddaughter rig die skrywer Lydia Raug 'n uitnodiging aan Suid-Afrikaners om hul politieke erfenis met eerlikheid en dapperheid aan te durf. Vanaand vra ons waar jong Afrikaners meer as 30 jaar na die val van apartheid 'n politieke tuis te vind. Raug sluit nou by my aan en die prokureur en kommentator Frederik van Dijk gaan saamgestels. Lydia, as jy skryf in jou boek oor die werk wat wit mense moet doen in terme van rasisme aanspreek binne hulle self en die spanning vir jou ook in jou persoonlike lewe van jou oupa wat 'n apartheid minister was en jy skryf oor hoe hy 'n liefdevolle oupa was, maar hy was ook 'n argitek van een van die mees gruwelike misdade teen die mensdom. Wat het daai spanning vir jou beteken? Sure, ek dink daai spanning van jy het 'n nalatenskap geërf wat jy nie self geskep het nie en wat doen jy daarmee? Hoe sit jy en verval nie net in skuld nie en dat dit jou verlam nie, maar neem daai verantwoordelikheid op. En ek dink vir my was dit nog altyd 'n soeke en daai uitnodiging wat ek eerder wou aanvaar vir verantwoordelikheid eerder as daai verlamde gevoel. Ek het wel daar vasgesit vir 'n rukkie en uiteindelik myself uit dit uitgewerk. Ek dink dit is belangrik om daai gevoel eerlik te voel en vir jouself te vra wat jy daarmee wil doen. Maar regtig daai uitnodiging na verantwoordelikheid was vir my die kern. Frederik, jong Afrikaners vandag, bedoel as ons praat van stelsels en sisteme wat gebou is deur ons voorvaders en voorgangers in die politiek en so aan, maar dat jong Afrikaners miskien voel, maar ek het nie vandag politieke mag nie, so hoe kan ek 'n stelsel of 'n sisteem verander? Ja, ek dink dit is 'n jammer dat baie mense so voel, jong mense, en dit is dikwels so mense van my generasie ten minste neig om uit te wyk. Hulle vra vir hulle self die vraag oor die soort spanning wat daar nou bestaan tussen aan die een kant word ek van kleins af geleer om 'n goeie burger te wees, 'n Suid-Afrikaner te wees, om 'n bydrae te lewer tot die land, om opbouend te wees. Maar terselfdertyd as jy ouer raak en jy begin die werksplek ingaan en jy voel hier's hierdie glasplafonne en ek voel ek het bepaalde bydraes wat ek wil lewe, wil reg al hierdie dinge wees wat ek geleer is om te wees, maar die stelsel gee my nie 'n kans nie. En ek dink 'n meer opregte vraag is dit, benewens die feit dat mens verreken en jy gaan kyk na die geskiedenis en jy leer daaruit, is ook die vraag om te sê, maar hoekom is die maniere van regstelling wat ons het op die oomblik, is dit kreatief? Is dit die enigste manier to skin a cat, so to speak? Is daar nie miskien ander maniere? Doen dit genoeg om werkskepping aan te moedig? Ja, en ek dink ons kan opreg die vraag vra of baie van die beleide ten spyte van die groter norme en die ideale daar agter of dit werklik werk vir almal. Lydia, so ek bedoel jou boek Apartheid's Granddaughter, ek dink ons al drie wat om die tafel sit is tot 'n mate apartheid se kleinkinders, maar op watter punt word ons meer geken as demokrasie se kinders? Ek dink dit is die doel, maar ek dink ons is demokrasie se kinders, maar ons kan slegs werklik vorentoe beweeg as jy soos hulle sê reckon met waar ons vandaan kom, reckon met wat dit is wat ons wel verteenwoordig in die samelewing. En ek dink veral as wit Suid-Afrikaners verstaan ons nie regtig so diep soos wat ek dink ons kan wat daai geskiedenis steeds verteenwoordig in Suid-Afrika vandag nie. En ek dink dit gaan oor daai eerlikheid, daai kyk in die spieël en daai verantwoordelikheid neem ook vir wat dit verteenwoordig, is die manier om werklik kinders van demokrasie te word en nie vasgevang te wees in klein kinders van apartheid nie. Maar dit is iets wat ons almal deel en ek dink 'n kollektiewe verantwoordelikheid wat ons ook moet aanneem. Saam met daardie kollektiewe identiteit wat ons ook het in die samelewing, want ek dink ons nie regtig op 'n dieper vlak as wit Suid-Afrikaners verstaan nie. En ek dink die uitnodiging in my boek ook is, hoe kan ons dit aanneem, nie met daai ek haat myself daarvoor nie, maar eerder ek wil juis vorentoe beweeg. Maar die enigste manier om vorentoe te beweeg en die demokrasie werklik te omhels, so ek sê, is daai eerlike wrestling met wat ons werklik verteenwoordig. Ja, jy praat van hoe dit baie mense ongemaklik soms voel in werksessies wanneer jy het by werksplek of 'n skool of 'n kerk waar jy sessies doen, maar hoe behoort ons dit waaroor Frederik praat, dat jong Afrikaners is dat aan die werksplek kom en voel daar is nie vir hulle geleenthede nie. Hoe moet ons dit vereenselwig met wat jy vra, is dat jy moet binne jouself sien wat die geskiedenis beteken het? Yes. Ek dink die antwoord daarop is moeilik en maklik op dieselfde tyd in die sin van, dit gaan oor empatie, dit gaan oor hoe sien ek myself in jou. Ek het sulke ervarings baie gereeld. Byvoorbeeld waar iemand sal sê, maar my kind sukkel om in te kom vir medies as 'n voorbeeld. Jy weet, dit is iets wat mens baie hoor, of 'n moeilike kursus vir in te kom. Hulle doen regtig goed op skool, maar die stelsel is teen hulle. En om in daai oomblik vir daai persoon werklik empatie te hê en te verstaan, dit is regtig swaar. En om 'n uitnodiging na menswaardigheid eerder te rig as een van, wel ja, dit is sleg of trek my eerder oor see, maar werklik hoe kies ons om mekaar hier te sien? Want slegs as ek myself in jou sien,
kan ons werklik mens tot mens vorentoe beweeg, nie systeem tot systeem nie. En ek dink deel van die probleem is ons verwag slegs van beleid om alles namens ons te verander en ons neem nie daai uitnodiging na menswaardigheid om werklik mekaar as mense te sien en te verstaan nie. Want wat ek al so gereeld gesien het in werkswinkels is, as ons mekaar regtig sien en verstaan, dan laat gaan ons bietjie daai defense, kies vir die Engels, ons laat gaan dit en ons sien mekaar en ons verstaan hoekom almal so bietjie opgee, om werklik by geregtigheid en regverdigheid te kom, uiteindelik. Maar al hierdie dinge, Frederik, dis die vraag vanaand, is waar vind jong Afrikaners 'n politieke tuiste? Of het hulle, soos jy sê, tot 'n mate uitgesak? Ja, en die ding is, daar's hierdie neiging, sou ek sê, die laaste ruk in Suid-Afrikaanse politieke gesprek het ons politiek baie formalisties benader. Ons dink politiek beteken partypolitiek. So dit gaan oor die party waarvoor jy stem of die raadslid of whatever. Maar politiek gaan baie verder as dit. Politiek is, soos ek, vir my sonde sal ek dit noem, maar John Steenhuisen het een keer vir my gesê, politiek is baie geïnteresseerd in jou, al is jy nie in politiek geïnteresseerd nie. Maar politiek gaan oor die wie wat, waar en wie kry wat wanneer in die samelewing. Dit is waar politiek gaan. So dit raak regtig elke ding wat ons elke dag doen. Iets so eenvoudig soos die debat in die skool se beheerraad oor watter soort hulpbronne word waar aangewend. Dit behels ook politiek. So kan mense dit. So is daar plekke waar Afrikaners of jong Afrikaners aktief betrokke is, miskien buite party? Ja, so dis juist die ding. Dit is ek dink daar is plek vir dit. Die probleem is, dan sê baie in my generasie, hulle kry die boodskap dat ek is nêrens in hierdie ruimtes, is daar eintlik vir my plek om 'n rol te speel en 'n bydrae mee te lewer nie. En dan is die gevolgtrekking vinnig om te sê, maar kom ek weet, ek skop maar op en ek gaan bly nie wees anders waar ek voel ek waardeer word. So ek dink ons moet net op die punt kom waar ons baie duidelikheid kry in ons land oor baie mense in hierdie land. Ek dink ek sou waag om te sê die meerderheid is baie pro die gedagte van regstelling en die idee en die normatiewe idee van regstelling. Maar hoe lyk daai regstelling? Wat se tipe beleid is dit? Wie sluit in, wie sluit ons uit in daai tipe beleid? Moet dit noodwendig byvoorbeeld oor ras gaan? Kan dit gaan oor byvoorbeeld verdienste eerder as byvoorbeeld oor ras? Watter faktore weeg ons op wanneer ons bepaal hoe lyk ons regstellingsbeleid in Suid-Afrika? Lydian, kan hierdie verandering teweeggebring word buite die politiek, want jy skryf ook hoe jy baie graag 'n parlementslid vir die Demokratiese Alliansie wou word en dat die aansoek nie suksesvol is nie en dit het jou gelukkig toe in 'n ander rigting ingestuur. Maar dink jy daar kan genoeg verandering buite formele partytetiek gebring word? Ek bedoel, want Frederik praat hier oor beleid en regstelling, maar dis tog besluite wat ons politieke leiers maak. Absoluut. Ek dink verantwoordelikheid is soveel groter en is soveel meer belangrik as ideologie. En dit is iets wat ek soveel meer leer nou. Ek dink jy kan vir die, wat ook al jy dink die regte partye is nou jy hopelik die nodige navorsing gedoen het oor waarvoor hulle actually staan. Nou vir 'n party gestem het is een ding, maar om dan ook die verantwoordelikheid op te neem as 'n burger is regtig iets anders. Ek dink daar's 'n verskil tussen beleid en kultuur en wat ons regtig sien dag tot dag. En die rede hoekom ek dink ons steeds die mees ongelyke land in die wêreld is, maar die mees progressiewe grondwet is omdat beleid nie mense verander nie. Slegs die werk wat ek aan myself wil doen en in my gemeenskap wil doen, is wat werklike verandering gaan bring. So ja, as burgers het ons 'n verantwoordelikheid om politieke se verantwoordbaar te hou en ons moet dit doen en ek dink ons doen naastenby genoeg daarvan. Ek dink ook hier word genoeg dit opleiding ensovoorts en net informasie, basiese informasie gedeel oor hoe ons dit kan doen nie. Maar gaan nou nie down that rabbit hole gaan nie, maar die punt is daar's 'n verantwoordelikheid wat ons het om politieke leiers verantwoordbaar te hou, maar dan in dieselfde asem dink ek ook, dit gaan oor soveel meer. Dit gaan oor wat doen ek om dit waarin ek glo en dit waarvoor ek gestem het, ook te maak gebeur in my dag tot dag, in my gemeenskap, met my waar ek omgaan met mense by die braai, om die tafel, in my huishouding, ek my kinders grootmaak ensovoorts. Dis hoe ons werklike verskil maak en ek dink dit is ons verantwoordelikheid op die einde van die dag. Frederik, net laastens kortliks is die boodskap dan vir jong Afrikaners om nie mismoedig te wees nie, en al wil jy nie betrokke raak by amptelike formele partytetiek nie, maar om steeds betrokke te raak daar waar jy kan en daar waar jy graag wil wees. Ja, ek dink vind jou stem as 'n politieke agent in Suid-Afrika. Jy is 'n burger, jy het bepaalde politieke regte. Oefen daai politieke regte uit. Maak nie saak wat die powers that be of die elite sê rondom wat is die beperkings van gespreksruimtes en waaroor mag ons debatteer en waaroor mag ons nie debatteer nie. Politieke verandering kom net as ons kansse vat en sê, weet jy wat, hierdie moet op die tafel kom, ons moet nou hieroor praat. En as jy in jou bas voel, as jy voel dat jy word nie bevorder nie en daar's glasplafonne, dis juist wanneer jy moet begin betrokke raak. Jy kan nie sit en wag nie. Nee, beslis nie. Frederik, Lydia, baie dankie.
Daarmee kom vanaand se program tot 'n einde. Groete tot volgende week Maandag wanneer ons weer die belangrikste politieke gebeure sal bespreek. Goed gaan, tot dan.